Weet jy hoeveel mense het letterlike slapelose nagte oor skuld wat hulle het, hulle besighede, die familie, probleme, vriendskappe, verhoudings. Hulle kan nie slaap in die nag, hulle lê in die nag wakker en dink aan al hulle probleme wat hulle het. Hulle is bang vir die nag, hulle is bang om te gaan slaap, bang om hulle oë toe te maak, hulle is bang om net totale stilte rondom te lê. Daar's totale vrees wat hulle aangryp omdat hulle met probleme sit waarvoor hulle bang is gaan gebeur. En baie keer sit ouens deur goeters en hulle is bang en hulle herspeel stories in hulle kop wat nie eers waar is nie. Hulle vertel vir hulle self 'n storie wat nie eers waar is. Ek dink altyd aan daai ou grappie van die ou wat 'n hamer wil gaan leen het by sy buurman. Maar die buurman sit ook nie lekker langs dieselfde vuur en op pad daartoe toe vertel hy nou homself die hele tyd oor hierdie buurman en die issue wat die buurman nou 10-10 gaan hê as hy nou 'n hamer by hom wil leen. En toe hy op hom kom en hy klop aan die deur en die ou maak oop en sê môre buurman, is die man vat die hamer en druk hom maar waar die son nie skyn nie. Toe draai hom toe loop hy weg. En die ou het homself 'n storie vertel wat nie waar is nie. En hy het homself opgewerk oor dit. En jy sit dalk daarso en vertel jouself 'n storie wat nie waar is nie. En vanaand gaan lê jou kop op die kussing neer. En jy kan nie slaap nie. Rol rond die kant toe, rol rond daai kant toe. Jy weet nie wat se planne jy moet volgende maak. Hoe lyk die dag van môre? Jy heeltyd sit en wonder jy oor hoe dit gaan. En ek wil vandag vir jou 'n skrifgie lees in Spreuke 3 vers 24. Sê die Bybel, jy kan gaan slaap sonder om bang te wees. Jy sal 'n rustige nagrus hê, jy gaan rustig kan bly slaap. En dan vers 25 sê jy hoef nie bang te wees dat teëspoed jou skielik sal tref nie. Die rampe wat vir die slegte mense bedoel is, sal nie oor jou kom nie. En vandag kan jy in totale rus ingaan en God vertrou en vat op sy woord. Dat jy vandag 'n goeie nagrus kan hê. Vanaand kan jy 'n goeie nagrus hê. Jy weet, met my baba dogtertjie, wat sy so bietjie nou weet sy gaan deur sulke fases, dan slaap sy 3 ure, dan slaap sy 6 ure, dan slaap sy deur, dan word sy heeltyd wakker. Nou lê ek al in my hande op haar in die nag net voor sy gaan slaap, dan sê ek vir haar liefie, Spreuke 3 vers 24 sê jy sal 'n soete nagrus hê. Jy gaan vanaand 'n soete nagrus hê, die beste nag van jou lewe. Jy gaan die hemelse drome hê, jy gaan engele ontmoetings hê, jy gaan net vanaand gaan jy 'n goeie nagrus hê. Dan bid ek dit oor haar en bely dit oor haar. Ek spreek die woord van God oor haar, dan raak sy rustig. En jy kan vanaand voor jy gaan slaap sê, Vader, u woord sê, Spreuke 3 vers 24 dat ek 'n soete nagrus gaan hê. En vers 25 dat die rampe wat vir die slegte ouens bedoel is, my nie skielik sal tref nie. Vanaand gaan ek 'n soete nagrus hê. En dan sê jy daarna, Job 33, Here sê u woord dat in die nag dan praat u met ons, u sê 'n instruksie in my oor af. En dat u in die nag vir my sal wys wat in die dag moet gebeur. Dankie Here dat u met my praat in my drome en in visioene. In Jesus se naam. En dan gaan slaap jy. En slaap rustig. Weet God se hand op jou lewe. Vader, ek dank U in Jesus se naam vir soete nagruste. Ek dank U Here dat die rampe wat vir slegte mense bedoel is, nie skielik oor ons sal kom nie. Dat ons vanaand 'n soete nagrus sal hê. Vanaand en elke aand na dit. Soete nagrus in Jesus se naam. En ek bid vir elke persoon wat hier kyk, raak sukkel om te slaap in die aand, Here, dat hulle soete nagruste sal hê. Dat hulle goeie drome sal hê. Goeie nagte sal hê. Opstaan, verfris sal wees en reg sal wees vir die dag van môre. Dat hulle nie hoef te bekommer of bang hoef te wees vir 'n ramp wat hulle sal tref nie, want Here, U woord sê dit sal nie gebeur nie. En U is wakker oor die woord en U staan gereed om dit te volbring. En ek seën hulle vandag in Jesus se naam. Voordat jy gaan, wil ek jou vandag bedank dat jy deel is van hierdie groot bedieningsspan. Elke keer wanneer jy 'n video like, op dit comment, share en finansiëel bydra tot hierdie bediening, maak jy dit vir ons moontlik om die woord van God verder te vat. Daar's 'n groot sieleoes wat op jou rekening gaan kom. Elke keer wanneer jy betrokke raak by wat die Here besig is om te doen deur ons bediening. En ek waardeer jou opreg. Vandag wil ek jou net seën met die seën van die Here. Mag jou pad gelyk wees vorentoe, gesondheid by jou wees, goedheid en guns jou net al die dae van jou lewe volg. Mag vandag die beste dag van jou lewe wees. Die Here seën.